In my hele lewe was ek maar bederf deur gawes en deur dinge wat oor my pad gekom het. Maar van my grootste, wonderlikste dinge is om hier op die plaas te kom, om so ver pad te loop. Ek het nooit gedink plaas en dat dit my hele lewe sal word. Maar ek is so dankbaar vir die geleentheid, 'n persent wat ek gekry het. Ek is Babs van Jaarsveld en ek bly seker al so 48 jaar hier op die plaas. Die plaas se naam is Rusfontein. Die plaas is hier tussen Belfort en Villiers in die koppe, wat eintlik die laaste dele is van die Suikerbosrand. Ons het 'n vreeslike lekker klimaat en baie mense sê, as hulle hier kom, lyk dit soos die Bosveld. Die Van Jaarsveld familie is al so 5 geslagte hier op die plaas. En hier is baie geskiedenis. Eintlik was ek 'n onderwyseres, maar my man het 'n beroerte gehad toe ons so 12 jaar getroud was. Van toe af het ek nou toe baie meer betrokke geraak by die boerdery. Hy het my alles geleer al voor daai tyd. Ek het uitgebrei op dit wat hy vir my geleer het. Maar ek moet sê, die boerdery het vir my 'n geweldige uitdaging geword, omdat hy so verander het. Ons het begin met beeste wat hier op die plaas was, en met beeste wat ons, toe ons opgehou het met die melkery, het ons daardie beeste as veldbeeste mees baie van hulle gebruik. Maar dit is maar 'n baie bond boerdery. My seun het my gehelp, ons het vir ons baie goeie Bonsmara bulle by Dr. Bonsma, wat oorspronklik die Bonsmara's geteel het se seun, het ons aangekoop en dit het my 'n baie goeie opstoot gegee. Ek het toe later besluit om 'n bietjie Simbras by my kudde as bulle te gebruik en dit het vir my 'n groter, sterker bees gegee, veral hier waar ons in die berge boer. Een van die grootste lesse wat ek kon leer uit boerdery is, daar's goeie jare. Daar's baie swaar jare. Maar weet jy, ek leer altyd, ons het genoeg en ons self het nog nooit swaar gekry. In die sin dat ons nie gehad het om te kan vooruitgaan nie. Weet jy, dit is vir my wonderlik. Baie vrouens in die landbou dink nog, hulle is maar net op die plaas. En weet jy, wanneer word dit baie goed vir jou, as jy deel word van die plaas. As jy deel is van die besluitneming op jou plaas. Ek is nou nie so by die gesaaides op die plaas nie. As ek nie weet wat daar aangaan en hulle behoeftes is nie, gaan ek nooit weet wat my aandeel in hierdie boerdery is nie. En ek moet sorg dat dit wat ek uit die gesaaides kry, want ek kry winterweiding, ek kry my bale daarvan, moet ek kan teruggee in terme van my insette. As ek verkoop, as ek speen of wat ook al, maar moet daar 'n groot deel teruggaan daarna. Die vrouens is nog nie so betrokke by vergaderings wat oor die omgewing gehou word. Hulle kan net so 'n deel doen, soos die mans. Want hulle is daar nodig. Ons kan nie sonder ons mans en ons mans kan nie sonder ons nie. Maar daar's baie wonderlike toekoms vir vroue in die boerdery. As ek dit kon doen, wat geen kennis in die begin gehad het, ook maar gelees het, as ek dit kon doen, kan elkeen dit doen. Maar dan moet hulle iets kies, daarmee begin en daarmee volhou. Ek het nog 2 seuns, waarvan die een net voor my man se dood teruggekom het plaas toe. Hy is Louis Pieter en hy behandel die gesaaides op die plaas. Die ander seun is Arthur. Arthur help ons ook baie met die finansies van die plaas. Hy sien om dat ons die regte besluit neem. En dan het ek ook 'n voorman wat vir my baie werd is. Hy's Dylan. Ek dink elkeen van hulle het die grond en die diere waarmee ons werk baie lief en gee regtig baie om vir dit. Maar ek dink ons is 'n goeie span wat saamwerk. En ek waardeer my kinders vreeslik en dat hulle my so help. En dat ek hulle 'n bietjie kan help. Vir 48 jaar, byvoorbeeld,
Kunsmis, mense wat ons gehelp het, is kan nog fantasties. Weet jy, vir my is dit lekker om en vir my kinders ook, lekker om te weet wat jy kry, te weet waarmee jy te doen het, die ondersteuning, die onderskraging, jou kant moet ook gebring word. Kan nog help my ook met kunsmis wat ons oor die veldgrasse uitgooi. Dis nie net vir die gesaaides nie, so in ons stap 'n lang pad met elkeen van hulle. Ek sal wil nalaat dat 'n mens moet weet, dit wat jy doen, moet jy lief voor wees. Daar waar jy geplant is, moet jy maar groei en jy moet 'n mooi sterk boom word. Die lekkerste op die boerdery is om te sien, elke dier, alles word versorg, is mooi, jy's trots daarop, jy kan sê, ek het my deel gedoen en dit was goed.